Ons begin hierdie erediens in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons sit dit voort in die krag van die Heilige Gees en ons doen dit met dankbaarheid op grond van die goedheid van ons Vader. Amen. Broers en susters, ek groet vir julle met die seën van die Here, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Weereens baie welkom vanoggend. Ek is dankbaar om julle te sien. Aan al ons YouTube-kykers sê ons ook baie welkom by die Waterval gemeente se erediens. Mag die Here ook vir jou seën met die aanhoor van sy woord. Matteus 2 vanaf vers 1 tot 12, selfde teks as verlede Sondag. Die tema vanoggend is Jesus is God se geskenk aan ons. Watter geskenk kan jy aan hom gee? Kom ons vra die Here om ons harte oop te maak vir sy woord. Baie dankie Here dat ons die wonderlike voorreg het om vanoggend hier by mekaar te kan wees in hierdie gebou in Waterval gemeente. Ons is hier om u lof en eer toe te bring, om vir u te sê, Here, u is lofwaardig, want u Vader het u Seun gestuur. En Here Jesus, u het in vrywilligheid gekom en u self verneder deur die gestalte van 'n mens aan te neem en uiteindelik vir ons sonde aan 'n kruis te betaal. En ons is hier om dit ook in hierdie tyd te vier en daaroor na te dink. En dis wat ons ook vanoggend wil doen. So ons wil vir u vra, Here, om met ons te praat uit die Bybel uit en vir ons 'n boodskap te gee waaroor ons sal dink. So verheerlik u self deur u Gees en gaan van sitplek tot sitplek en raak ons aan. Ja, Here, ons vra dit, omdat alles wat ons is en alles wat ons het, kom tog uit die hand. So ons vra ook vir hierdie wonderlike geleentheid dat u aan die woord sal kom. Ons vra dit in Jesus, ons Here se naam. Amen. Jesus is God se geskenk aan ons. Watter geskenk kan jy aan hom gee? Matteus 2 vers 1 tot 12. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: "Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys." Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord: "In Bethlehem in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees." Dis in Micha 5. Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde: "Gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie. En as julle hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys." Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad
na hulle land toe teruggegaan. Het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. Nou ja, ons is almal deeglik bewus dit is Kerstyd. Ons ervaar dit met die advertensies op televisie en dit wat in jou posbus gedruk word. En ons sien dit as ons in die winkels is, hoe mooi dit opgemaak is. En natuurlik word ons oor en oor deur die kommersiële wêreld daaraan herinner. Dis tyd vir geskenke. Natuurlik weet ek en jy, dis mos nou nie eintlik waaroor dit regtig gaan nie. Maar ons het tog maar deel daaraan, dat ons vir die wat ons lief is, maar 'n ietsie in die hand stop om te sê, dankie vir jou, dankie vir jou liefde, dankie dat jy my lewe is, en so 'n stukkie erkenning aan mekaar. Ons gee vir mekaar geskenke, omdat ons vir mekaar lief is. Natuurlik gaan dit oor baie meer, as net Kersgeskenke en mooi musiek en klokkies en boompies en versierings. Dit gaan daaroor dat God het vir die wêreld die grootste geskenk gegee wat daar ooit gegee kan word, naamlik die verlosser van die wêreld. Jesus Christus het gekom na hierdie wêreld om die mens te red en 'n verskil te maak aan ons lewens. Die vraag is egter, as God vir ons hierdie wonderlike groot geskenk gee, watter geskenk kan ek vir God teruggee? Wat kan ek as geskenke vir God teruggee? Hoe wys ek my geloof en my dankbaarheid vir die grootste geskenk wat ek ooit ontvang het? Miskien dink ek en jy te min daaroor. Maar dit is inderdaad die grootste geskenk wat ons ooit kon kry, is ons verlossing. Want sonder Christus is daar nie hoop nie. Sonder Christus is die ewige hel en die ewige verdoemenis my uiteinde. So daar is soveel om oor dankbaar te wees. So wat kan ek vir God as geskenk teruggee? En dit moet jy 'n bietjie oordink. Die sterrekykers het ook om geskenke gee. En dis waar ek nou vandag die aandag so 'n bietjie wil bring. Is oor die geskenke wat hulle gebring het. Nou, verlede Sondag het ons 'n bietjie daaroor gepraat. Wie is die sterrekykers? Dis nou slim mense uit die verre ooste uit. Dis ongeveer Babilonië. Hulle is nie seker nie. Het hulle uit Perse gekom? Het hulle van Babilonië afgekom? Is 1200 tot 1500 kilometer. Hulle het met kamele gekom en dit moes so omtrent 20 na 30 kilometer per dag wat jy met kamele reis. So dit het hulle 'n paar weke geneem, 'n paar maande om te kom, maar hulle het uit die sterre uitgesien, daar is 'n koning vir die Jode. En ons het verlede week gesien, teenoor hulle, die skrifgeleerdes, die mense wat moet weet, die ouens wat die Ou Testament ken, wat selfs in Micha daarvan lees, hulle is salig onbewus, hulle is ontsteld oor 'n koning wat gebore word. En hier kom hierdie heidene uit die ooste uit. Kom wat wil, moet soveel kilometer, maak nie saak nie. Hoeveel gevaar, maak nie saak nie. Wat die koste en die tyd gaan wees, dit maak nie saak nie. Hulle wil kom om die koning van die Jode wat gebore word te sien, te erken, en dan buig hulle voor hom, want hulle uiteindelik daar by die stal inloop. En hulle gee vir hom geskenke. Wat is hierdie geskenke? Dis geskenke wat jy vir 'n koning sou gee. Inderdaad, want die ster het vir hulle gesê, 'n koning vir die Jode word gebore. So hulle bring vir hom koningsgeskenke, om vir hom te kan sê, ons erken u as die koning wat gebore word van die Jode. En inderdaad, goud. Goud was 'n geskenk vir 'n koning. Jy het nie goud sommer net vir
enige iemand gegee nie, behalwe as dit nou 'n juwelierstukkie was, soos ons mag vandag ook maak, maar ek meen, jy gaan nie 'n blokkie goud koop en vir jou vrou gee nie, of vir jou man gee nie. En so was dit ook in daai tyd. Dit was 'n geskenk wat jy vir 'n koning gee. En as jy teruggaan na die Ou Testament, gelees ook maar daar, jy sal altyd sien, wanneer konings mekaar erken het en hulle het vrede met mekaar gesluit, dan gee hulle vir mekaar geskenke, en is gewoonlik goud en silwer en edelstene, maar goud kom altyd voor. Dis 'n geskenk vir 'n koning. So vir Baba Jesus word daar goud oorhandig, om daarmee te sê, ons sien en erken U as koning. Nou wonder mense, koning. Want hierdie koning is in 'n stal, in 'n krib, waar hy morsige diere geëet het, gevreet het en gedrink het. Daar was waarskynlik nog van hulle slaim wat nog aan die krib vassit. Hulle is daar ingejaag en daar is hulle veilig bewaar, so die stal is vol mis. Nou, dit is moeilik om 'n koning in hierdie situasie te sien. Maar tog kom hierdie sterrekundiges met hulle goud en hulle sê, U is die koning van die Jode. Dis 'n anderste koning. Want dit is nie 'n koning wat in 'n paleis gebore nie. Dis nie 'n koning wat op 'n troon sit nie. Dis nie die pragt van die wêreld nie. Dis 'n anderste soort koning hierdie. Want dis 'n koning wat se lewe gekenmerk word aan eenvoud. Ek het nou sopas 'n boek ook gelees wat Dr. Breitenbach geskryf het rondom Jesus as persoon. En daar's soos 'n missing link, né? Want ons lees van sy geboorte en dan lees ons weer wanneer hy as 'n jong man daar in die tempel is, wanneer sy ouers hom later gaan soek en dan kry hulle hom 3 dae later, en dan lees ons weer van hom met sy bediening. Wat het tussenin gebeur? In die tradisie van daai tyd was hy waarskynlik besig om saam met sy pa, Josef, te timmer. Het hy dalk hande vol splinters gehad en met eelte. Ons het 'n miskonsepsie. Hy moes werk, hy moes eet. Hoe kleer ons die 30 jaar van sy lewe in? Maar wat ons vanuit 'n teologiese oogpunt sien en weet, dit was vernedering. Want hy is die seun van God, self God. En ek het al voorheen ook daaroor gepraat, hy's God en hy's mens, en is moeilik om hierdie konsep te verstaan, maar kom ons sê dit in eenvoud, hy het soos die baadjie van menswees aangetrek, toe hy aarde toe gekom, en dit was vernedering. Vernedering om deur mense, selfs sy eie familie soms verag te word, om gearresteer te word, geslaan te word, verhoor te word deur 'n aardse regter, en dan aan 'n kruishout gespyker word, sy asem uit te blaas, in 'n graf gesit te word. Koning is 'n vreemde koning, maar daarom kan ons nooit dit net lees sonder wat werklik gebeur nie. So waartoe dring dit my? Om altyd te besef, ek het met iemand meer te doen as net die mens Jesus. Ek het met die koning te doen. En hoe Pilatus en die Jode die fout gemaak om op sy kruis te spyker, die koning van die Jode. En tog is dit die waarheid. So my erkenning en my geloof in die koning van die wêreld, want hy word deur hierdie heidene as koning erken. Hy is die koning van jou en my lewe. Maar hulle gee vir hom wierook. Wierook, bietjie van 'n ander element wat hy vir hom gee, want wierook is ook iets wat jy gebrand het om erkenning te gee aan die gode. Dis in tempels gebrand, word vandag nog in baie tempels van die Hindoes gebrand. Dis om te sê, ek het met gode te doen. So die feit dat die sterrekundiges vir hom wierook gee, sê hulle daarmee,
Ons erken hom nie net as 'n koning nie, ons erken hom as God. En dis natuurlik waar baie mense vassteek. Selfs sekere Christelike groepe, sekere teoloë wat worstel, sê, maar hy kon nie God gewees het nie. Die Islam sê dit ook. Is nie God nie, hy was 'n groot profeet, maar hy is nie God nie. Maar ons weet, en die sterrekundiges het in aanbidding voor hom neergeval en vir hom wierook gegee om te sê, hier is God. En dit is my jammer dat in hierdie tyd, wonderlike tyd van die jaar, mense vier dit, van watter kleur en geur en geloof. Kersfees, Kersmis, Happy Christmas, sê ons vir mekaar. En tog mis ons die essensie, dat ons met God te doen het. God wat redding aan hierdie wêreld gebring het. Want dis tog mos waaroor dit eintlik gaan. En dit mag ek en jy nooit vergeet nie. En wanneer ons vir mekaar persentjies gee, en wanneer ek vir my kleinkinders persentjies gee, laat ons maar 'n bietjie daaroor praat. Waaroor gaan dit regtig? Sodat ons kinders en ons kleinkinders weet waaroor dit gaan. Jesus is God. En dit sê die Bybel vir ons oor en oor. Genesis 1, en die Gees van God het gesweef op die waters. Laat ons mense maak na ons beeld. Elohim, die woord vir God, is in die meervoudsvorm in die Ou Testament. Johannes 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God, en die woord het mens geword. Kolossense 1, hy was van die begin van die skepping af, hy was saam daar, hy het saam met die Vader geskep. So ons het genoeg bewyse dat hy God is. En dan sê die Hebreërs skrywe vir ons op talle plekke in Hebreërs, hy het mens geword soos ons, in alle opsigte soos ons, behalwe dat hy nooit gesondig het nie, omdat hy God is. So ons het met God te doen, wat mens geword het in hierdie wêreld. Dis die grootste geskenk. Wat gee ek en jy terug? Erkenning, aanbidding, toewyding, geloof, dankbaarheid. Openbaring 8 het ek aangedink toe ek hierdie punt gemaak het. Wat sê ons gebede is soos wierook wat opstyg na God toe. 'n Aangename geur vir God. So maar in my eie woorde. Dis wat ons gebede vir God is, die erkenning. Aangename geur soos wierook. Erkenning dat hy God is. Dis hoekom ek bid. Maar hulle gee ook vir hom mirre. Nou mirre was 'n bietjie van 'n ander ding om vir iemand te gee. Want mirre was gewoonlik geassosieer met begrafnisse. Met die salwing van die lijk. Sodat dit met lyding en met afsterwe te doen. So dis so 'n bietjie van 'n vreemde geskenk wat hulle vir hom gee. Maar hierdie ouens het dalk iets verstaan en iets besef. Dat dit nie net oor sy geboorte gaan nie. Maar dat het oor meer gaan. Dat hierdie koning, hierdie God, dalk mirre gaan nodig hê vir sy sterwe, vir sy lyding in hierdie wêreld. Want sy mens word was net 'n pad van hartseer, maar 'n nodige pad van lyding, sodat hy wel tot die oorwinningsoomblik kon kom toe hy daai graf uitgestap het. Toe die Vader hom uit die dood uit opgewek het. So dalk was hierdie deel van die geskenke die profetiese geskenk. Want ons kan nooit die krib sonder die kruis lees nie. Ons moet altyd die krib en die kruis met mekaar verbind. Want as ons nie die kruis aan die krib verbind nie, dan is dit eintlik maar net 'n mooi verhaaltjie. As Jesus Christus nie gesterf het nie, en nie opgestaan het nie,
was daar nie 'n evangelie nie. Was daar niks. So daarom dwing Kerstyd my om regtig oor hierdie goed na te dink. Want as dit my raak, waarna toe motiveer dit my? So om terug te kom. So wat gee jy terug? Wat is jou geskenk aan God? Die wyse manne of die sterrekundiges het vir ons kom wys. Onthou, hulle was nie Jode nie, hulle was nie gelowiges nie. Hulle het waarskynlik nie eens die Joodse geskrifte geken nie. Maar hulle kom en hulle gee goud om te sê hy is 'n koning. Hulle gee vir hom wierook om te sê jy is God. Hulle gee vir hom mirre want hy het sy lewe vir die mensdom kom gee. Hulle gee iets. Afgesien van die tyd en die energie en die geld en die moeite om 1200 tot 1400 kilometer te kom en daai erkenning te gee. So wat gee jy? Natuurlik gee jy jou hart, jou lewe. Nou, ek as 'n sprist ook in sit lewe. En dis nie net my Sondaglewe nie. Dis nie net my uur op 'n Sondag nie. My lewe beteken my opstaan tot my slaap. 7 dae 'n week is ek in die teenwoordigheid van God. So maak ek erns en moeite. Lewe ek in verantwoordelikheid en gehoorsaamheid aan God. Want dis wat hy vra. Dis die grootste geskenk wat jy kan gee, is om te glo en die evangelie vir hom te leef. Amen. Baie dankie, Here, vir die eenvoudige Afrikaanse boodskap, wat U van U hart tot ons hart praat, en ons vir 'n oomblik net laat nadink oor die koning Jesus Christus God, wat sy lewe vir ons kom aflê. En laat ons dit nie oor hierdie Kerstyd vergeet nie. Maar laat ons met mekaar hierdie vreugde en hierdie vrede en hierdie blydskap deel van Jesus wat gekom het na hierdie wêreld om 'n verskil te maak in mense se lewens. En dankie vir elke knieg wat voor U gebuig het. Maar ons sien 'n wrede, woeste wêreld. Ons sien soveel goor en lelike goed om ons gebeur. Nie net in Suid-Afrika, maar ook in die hele wêreld. En dit laat ons treur dat daar soveel mense is wat juis hierdie punt mis. Gee, Here, dat ons as U kerk hierdie waarheid leef en uitleef. En dat ons 'n verskil kan maak aan die lewe en mense om ons. Seën vir Waterval gemeente. Ons wil amper vir U dankie sê, Here, maar ons weet ons het nog volgende Sondag tyd om dit te doen. Dankie vir U goedheid en U guns en U hand oor ons as gemeente. Ons het baie goeie goed ervaar hierdie jaar. Ja, ons was ook gestres, want ons weet die ekonomie is stram en ons sukkel maar ook 'n bietjie. En ons weet ook, Here, hier's mense wat vandag in die kerk sit en ook in die gemeentes wat baie hartseer beleef het hierdie jaar. Hou ook vir hulle vas en vir elkeen op ons voorbidingslys. Laat U hand van genesing oor hulle gaan. Doen U 'n wonderwerk aan elkeen van hulle. Ons vra dit met geloof en met dankbaarheid. Seën almal wat weg is, laat hulle dit geniet en bring al ons mense veilig terug, Here, asseblief. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en direk daarna sing ons 'n lied saam. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met ons elkeen wees en bly. Mag die liefde van God ons Vader ons dryf om in gehoorsaamheid te lewe. En mag die Gees ons help om ons geloof te laat lewe met dankbaarheid. Amen.